Goeiemôre aan elke luisteraar en welkom by ons program vanoggend, Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Ek gaan lekker raas kry oor hierdie storie vanoggend, maar so ruk terug het my pa vir hom van daai oorgoedjies gekry, daai oortoestelle wat mens kan help om beter te hoor. Hoekom? Want hy en my ma het so 'n bietjie een keer te veel baklei. Nou ek dink, meeste vrouens, en natuurlik mans ook, sal vereenselwig as ek hierdie vraag gaan vra. Het jy al met iemand gepraat, maar dan voel jy, hulle hoor jou nie? Hoe laat dit jou dan voel? Of dalk het jy iets belangrik gehad om te sê, maar niemand het geluister nie. Nou gelukkig is my ouers se praat en hoor probleem uitgesort met 'n gehoorapparaat. Maar sê nou maar, dit kon nie. Of dalk moet ek jou so vanoggend vra, het jy al gebid en gedink, God luister nie na jou nie? Ons Bybelbelofte vanoggend lees ons in Jeremia 33 vers 3. Roep my aan, sê God self, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Wow, wat 'n uitnodiging, roep my aan, sê God. God wil hê dat ek en jy met hom moet praat. Vriende, God is nooit te besig om na ons te luister nie. Hy wil luister na ons. Hy wil hoor wat in jou hart aangaan. Hy wil hoor wat jou gedagtes so besig maak en soms deur mekaar. Hy wil hoor wat die seer in jou hart is. Hy wil hoor waaroor word jy opgewonde. Hy wil hoor van jou drome. Hy wil hoor, God wil van my en jou hoor. Luister saam met my na hierdie pragtige lied van herinnering van God wat ons wil hoor. The chains were fastened tight down at the jail that night. Paul and Silas would not be dismayed. When God wants to hear
ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Lewende beloftes. Jeremia 33 vers 3. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Vriende, kom ons kyk gou vir 'n oomblik na die woord gebed. Yes, ons leer van die modelgebed wat Jesus bid in Matteus 6. Maar nêrens is daar actually 'n perfekte resep vir gebed nie. Ons hoef nie groot, moeilike woorde te gebruik nie. Gebed is om met God te praat. In Matteus 6 vers 7 tot 8 sê Jesus self vir ons moenie lang en ingewikkelde gebede bid nie. Woorde gaan my en jou gebed nie sterker maak nie. God sê, roep my aan, kom na my toe, praat met my. Vriende, as dit nie spesiaal genoeg is nie, dan sê God verder, en hierin lê ons belofte vanoggend, ek sal jou antwoord. Sien my, hier's die kopkrapper, vriende. Nie almal van ons glo hierdie deel van die belofte nie. Of is ek verkeerd? Ek sal jou antwoord. Selfs ek het al met tye gewonder, en ek het dit vir God gesê, Here, ek hoor of sien nie 'n antwoord nie. Want soms antwoord God ons te vinnig, of soms bietjie langer as wat ons geduld dalk toelaat. Of soms gee God vir ons 'n antwoord wat ons nie wil hê nie, en dan bid en vra en smeek ons, en ons ignoreer dit wat God reeds geantwoord het, en ons hou aan soek na die antwoord wat ons soek, wat ons pas. Klink daai en dalk vir u bekend? Want vriende, as God sê, roep my aan, en dan ook sê, ek sal jou antwoord, vriende, dan moet ek en jy glo, dit is wat God actually regtig doen. Want God gaan verder om te sê, ek sal jou groot en wonderlike dinge wys. Met ander woorde, hy wil jou wys hoe lief hy jou het. Hy wil jou wys hoe jy hom beter kan leer ken. Hy wil jou help met dit waarmee jy sukkel. Hy wil jou hart gelukkig maak. Hy wil vir jou sorg. Hy wil jou seën. Hy wil jou leer die dinge wat jy nie verstaan nie. Hy wil sy planne met jou deel vir jou lewe. Hy wil daar vir my en jou wees. Roep my aan en ek sal jou antwoord. Maar dalk, vriende, was jy lanklaas op jou knieë gewees, omdat jy dink, God het vergeet van my, of God luister nie, of God se antwoorde kom net nie na my toe nie. Vriende, ek wil jou uitnooi vanoggend, gaan weer na God toe, asseblief, gee God 'n kans, roep uit na hom toe, en ek beloof jou, hy sal jou antwoord, want hy beloof dat hy sal. Want is juis wanneer ons nie weet wat aangaan of wat om te doen nie, is hierdie vers vir ons. Vra na God en hy sal ons wys. Hierdie Bybelbelofte is 'n uitnodiging tot geestelike groei. Nie net om God se dade te sien nie, maar ook om sy hart te leer ken. En ons Skepper God is nie 'n stil God nie, hy's 'n sprekende God. In die begin in Genesis lees ons, God het gespreek en poef, daar was lig. God het gespreek en bam, daar was lewe. Het jy weer lig nodig? Lig vir hierdie dag. Het jy dalk weer lewe nodig? Of krag vir die res van die week? Roep na God. Want vriende, eerlikwaar, waantoe anders kan 'n mens roep? Ek wil jou uitnooi vanoggend. Dalk het jy baie vrae oor hoe God luister, wanneer en hoe om sy antwoorde dalk te sien of te hoor. Asseblief kontak ons hier by AWR, awrafrikaans.org, of stuur vir ons 'n WhatsApp na 060-248-1172. 060-248-1172. Onthou, as jy wil hoor wat God weet, dan moet ek en jy bereid wees om met hom te praat en te luister. Maar daar wie nou is, kan ek asseblief vir jou bid? Ons hemelse Vader, dankie Here dat U altyd naby is. Dankie Here vir U uitnodiging om U aan te roep. Here, U weet presies of daar 'n luisteraar is vanoggend
wat nodig het om hierdie belofte in Jeremia 33 vers 3 hulle eie te maak vandag. U ken hulle harte. Here, U weet wat in hulle lewe aangaan, heiliglik en in die verlede. Here, U ken hulle vreugdes en hulle seer. En Vader, ek bring daardie persoon of persone spesiaal na U toe vanoggend. Omvou hulle asseblief met die vrede wat Jesus van praat in Johannes 14. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n vrede wat nie van hierdie wêreld af is nie. Here, vul ons luisteraars met nuwe moed as hulle swak voel, en mag die Heilige Gees hulle herinner dat U nooit ooit te ver is nie, en dat U wag vir ons om U aan te roep. Here, asseblief verwyder enige twyfel in U kinders se harte. Vervang dit met die geloof in Jesus Christus. En Here, mag ons gedagtes opgerig word na U. Here, mag ons opkyk en uitroep na U, ons hemelse Vader. En dankie Here dat U ons ken, dat U ons liefhet en dat U daar is vir ons altyd. Dit is my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus, ons Herder, ons vriend. Amen.